Goeiemôre aan almal en baie dankie vir die tyd wat julle geneem het om weer hier by ons as gemeente in te skakel. Geliefdes, dis altyd 'n voorreg en is vir ons so lekker dat ons deur middel van die internet so verspreid oor die wêreld steeds samekoms kan beleef en so na die woord van die Here gaan kyk. Geliefdes, hoop dit gaan goed met elkeen van julle en seën daar waar julle is. Ek deel net graag 'n bietjie terugvoer rakende ons groot jaarlikse uitreikprojek, wat nie hierdie weekie, maar die week voor dit was. Nou geliefdes, die van julle wat dalk nou nie hiervan bewus is nie, ons het een keer 'n jaar in die Oktober skoolvakansie, is daar 3 dae wat ons na verskeie karavaanparke toe in die area gaan en ons minderbevoorregte kindertjies, meestal in die laerskoolgroep, na die kerk toe bring en hulle bederf, speletjies saam speel, die woord aan hulle oordra en vele meer. Maar daarmee saam weet ek ook dat hier 'n hele klompie is van julle wat inskakel deur middel van die internet, wat bygedra het of geborg het. So geliefdes, eerstens wil ek begin deur vir elke liewe een van julle uit die diepte van my hart baie dankie te sê. Ek dink nie julle besef hoe baie dit vir hierdie kindertjies beteken nie. Ons het al na die tyd 'n hele klompie briefies van die kindertjies gekry wat net sê hoe lekker die kos was en hoe lekker hulle gespeel het. En ja, ons het nuwe rekords gebreek. Elke jaar is dit ons mikpunt om meer waterballonne as die vorige jare te gebruik. En geliefdes, die jaar het ons so om en by 6.200, 6.300 waterballonne gebruik. Dit was absolute chaos, maar dit was baie lekker geweest. So geliefdes, weer eens, dankie net vir julle omgee hart, vir julle bereidwilligheid. Ons begin het al hoe meer en meer agterkom dat hier in ons gemeenskap en die mense wie inskakel, dat hier werklik 'n gees van bereidwilligheid is om ander te ondersteun, 'n las vir ander ligter te maak. Ons kan nie vir julle genoeg dankie sê nie en ons prys die naam van die Here ook daarvoor. Maar geliefdes, dit ons afkondigings, kom ons word stil en ons begin vandag se erediens in afhanklikheid van die Here. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Ek het 'n eed afgelê, en daarby sal ek bly, om my aan u bepalings te hou. Hulle is regverdig. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, en deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om nou as gemeente saam te bid. Here, dankie dat ons soveel jaar na u opwekking, na u wat opgevaar het hemel toe, dat ons steeds u waarheid in u woord kan raaklees. Dat ons daarin verlore kan raak, Here, dat dit ons kan lei, dat dit ons kan inspireer tot nuwe hoogtes aan ons verhouding met u, maar ook so dat ons die verantwoordelikheid om as u kinders te leef, dat ons dit werklik ter harte sal neem. Here, ons sê vir u regtig dankie. Dankie dat ons so bevoorreg kan wees, dat u ons gelei het tot insig, tot waarheid, wat in u woord opgeneem is. Here, ons kan so baie daarin leer. Dit kan ons lei. Dit kan ons 'n dieper verstaan gee van ons verhouding met u, maar daarmee saam ook verhouding met die mense rondom ons naaste, gemeenskap in u naam. Help asseblief dat ons dit op 'n daaglikse manier in ons lewens sal implementeer. Here, laat ons sal terugbeweeg na die basis toe, na u lewende woord. Want Here, waar sou ons wees sonder dit? U beloftes word daarin opgeskryf. Here, u bepalings, u verordeninge, u wette, alles. Help asseblief dat elkeen van ons opnuut weer 'n honger sal kry vir u woord en laat ons dit sal nader en bestudeer en soek in alles wat ons doen. Here, dan dank ons u ook vir die seisoene, die weersverandering. Here, waar somer aangebreek het, vir baie van ons dalk 'n bietjie te vinnig, maar ons is steeds dankbaar, en die reën wat al geval het. Maar Here, ons vra ook vir u, dat daar weer reën sal val. Here, die land het dit so nodig. Maar Here, ons is tog so dankbaar, dat ons deel van iets groters kan wees. 'n Siklus wat u aan mekaar gesit het, dag en nag, die seisoene, die jare,
Here, laat ons net kan terugstaan en kan aanskou die glorie en u almag. Wat 'n voorreg om vir ons vandag te kan sê, ons is u kinders. Here, dan dra ek ook elke liewe een op wat inskakel, Here, al die kinders reg oor die wêreld. Waar daar hartseer is, gebrokenheid, bekommernis. Here, ons erken ons is eerlik, want dinge gaan dalk nie so goed in die land soos wat ons sal wil hê dit moet nie. Dit gaan dalk nie so goed in die wêreld nie. Ons lees van armoede, onderdrukking, korrupsie en nog vele, vele meer. Dit is baie maklik vir ons om bloot op te gee, moedeloos te raak. Here, versterk ons, hou ons vas. Dat ons altyd sal weet, my Here, daar lê vir ons troos by u voete, by u kruis. Dat ons dit sal soek in alles wat ons doen. Maar Here, baie belangrik, dat daar waar ons is, waar ons geplaas is in die groter samelewing, dat ons sal help dra aan ander se laste. Dat ons nie eenkant sal staan en bloot net sal kyk hoe ander sukkel nie, maar dat ons sal kan doen wat ons kan. Here, laat ons sal help om probleme op te los hier rondom ons. Lei ons, Here. Lei ons deur u vrug van die Gees, dat ons daardeur na ander sal uitreik. Maar laat ons ook altyd sal kan weet, maar Here, u het alles vir ons gegee. En dit roep ons nou tot alles vir u. Ons dank u, Here, en ons prys u heilige naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vandag, let wel, ons gaan nie eers bietjie later daarna kyk, kom uit Psalm 119, nou julle hoef nie te skrik nie, ons gaan nie die hele gedeelte lees nie, ons gaan net verse 97 tot 104, maar dit sal op die skerm verskyn. As ons vandag vir enige gelowige reg oor die wêreld die vraag kon vra, maar wat is vir hulle noodsaaklik? Wat is vir hulle belangrik as dit kom by hulle persoonlike verhouding met die Here? Wat dink julle sal hulle antwoord wees? Let wel, daar is klomp verskillende faktore wat 'n rol sal speel tot so 'n antwoord. Die spesifieke denominasie waarin hulle hulself vind, hulle geskiedenis, hulle kultuur, tradisies, gebruike, die lys gaan aan en aan. Maar as ons vandag 'n rofwege antwoord wil gee, wat dink julle sal dit wees? Wat dink julle sal meerderheid van gelowiges reg oor die wêreld beskou as belangrik, maar tog wil ek 'n stappie verder gaan en sê noodsaaklik in hulle verhouding met God? Of, om dit nou baie doodeenvoudig te stel, wat sal vir gelowiges maak of breek wees binne hulle verhouding met die Here? 'n vinnige wenk. Enige antwoord wat hulle vir ons sal kan gee, kan in een van twee kategorieë opgedeel word. Die eerste kategorie is gewortel in selfverryking of selfverheffing, en die tweede kategorie is gewortel in selfopoffering. Kom ons kyk bietjie meer in diepte na die eerste voorbeeld, en die verskil van die twee gaan al hoe duideliker word soos ons verder deur die erediens beweeg. Baie gelowiges vandag se beskouing van hulle verhouding met God is dat hulle het op een of ander stadium in hulle lewe, het hulle 'n keuse vir die Here gemaak. En omdat hulle hierdie keuse gemaak het, of dan in ander woorde, omdat hulle eerste na God toe uitgereik het, moet hulle op een of ander manier daarvoor vergoed word, of moet hulle as individu dan verryk word. God moet nou reageer op hulle wat eerste na hom toe gegaan het. 'n paar voorbeelde om hierdie dalk 'n bietjie duidelik te maak. Wat vir baie mense noodsaaklik is in hulle persoonlike verhouding met die Here, is 'n sekere gevoel, sekere ervaring wat hulle op 'n gereelde basis beleef. 'n Gevoel van die Here se teenwoordigheid, 'n vrede wat oor hulle kom spoel, 'n nabyheid aan God. En hierdie gevoel word dan as maatstaf gebruik om God se teenwoordigheid in hulle lewe te bepaal. Indien die gevoel daar is, indien die gevoel betrokke is, wonderlik, die Here is in my lewe. Maar indien dit dalk nou nie so prominent is nie, of ons dalk die gevoel lanklaas gevoel het, begin mense die idee kry, maar dalk is die Here nou nie so naby aan my soos wat ek voor gehoop het nie, of dalk het ek iets verkeerd gedoen.
En die Here sit met sy rug gedraai na ons toe, tot en met ons wat dit eers uitvind, of vir hom om verskoning vra daarvoor. Baie mense is konstant op soek na hierdie gevoel wat hulle lewe op 'n sekere manier kom verryk. Binne hulle verhouding met God is dit vir hulle uiters belangrik. Dit is noodsaaklik dat hulle hierdie gevoel op 'n gereelde basis beleef. Ander mense sal weer sê, maar wat vir my noodsaaklik is in my verhouding met die Here, wat maak of breek vir my is nie noodwendig die gevoel nie, daarsonder kan ek leef, maar ek wil hê die Here moet my op 'n gereelde basis op 'n emosionele vlak kom oorweldig. Daar word 'n direkte verbintenis gemaak met 'n emosionele ervaring en God se teenwoordigheid en liefde vir 'n spesifieke persoon. Nou geliefdes, hier moet ek vir 'n oomblik net stil staan en sê, ek hoop julle verstaan wat ek hierdeur probeer oordra. Ek probeer onder geen omstandighede sê dat ons kan nie en ons mag nie God in ons emosies ervaar nie. Verseker nie. Ons kan, en ek wil so ver gaan as om te sê, ons moet. Om die Here te ervaar en te beleef in ons emosies is 'n kragtige manier. Daar was al 'n vele klompie kere. Terwyl tydens die erediens, waar ek die seën uitspreek of oor sekere dinge praat waar ek emosioneel word. Maar daar's 'n baie groot verskil om 'n emosionele belewenis na te jaag, met die gedagte, maar dit is alleenlik waar God vir my wag. Teenoor, ek wat die Here kan ervaar, as ek emosioneel is. Dit gaan oor ons intensies, dit gaan oor die volgorde van waarom ons sekere dinge doen. 'n sensitiewe, maar tog 'n baie belangrike voorbeeld wat ek dink ons na moet kyk. Musiek tydens die erediens. Baie mense sal die lofsang of die praise and worship gedeelte tydens 'n erediens of by 'n kerk as selfverrykend beskou. Maar hoe goed voel ek nou nie? Dat ek so lekker kan sing, ag, die emosies oorweldig my en ek voel so naby aan die Here. Dit is wonderlik. En ja, dit is. Ons voel goed wanneer ons die Here se naam verheerlik, want dit is deel van ons natuur, ons God gegewe natuur. Ons voel naby aan die Here as ons sy lof sing. Maar soos uitgelig, ons intensies maak saak. Doen ek dit, raak ek deel van hierdie moment om alleenlik God te verheerlik. En nou, omdat ek dit doen, vloei daar emosie uit en beleef ek die Here, of doen ek dit eintlik vir myself? Is my eerste keuse hier vir my, ek wil goed voel. Baie mense verwys na hierdie gevoel as 'n geestelike high. As absoluut niks verkeerd om emosioneel te raak tydens 'n erediens, tydens lofsang nie. Maar die rede waarom ons die Here verheerlik, moet nie wees sodat ons self goed kan voel nie, maar eerder omdat ons God wil verheerlik, ons self wil opoffer, afhanklikheid aan hom bekend maak. Dit gaan alles oor intensies. Nog 'n voorbeeld. Ander gelowiges vind weer die geestelike, die spirituele, die bonatuurlike, die transcendentale, dit wat ons nie ten volle kan beskryf of verduidelik nie, as noodsaaklik tot hulle verhouding met die Here. As voorbeeld, party mense sal sê, ek weet dit sal goed gaan met my môre, dalk gebeur môre, iets, 'n werksonderhoud, wat ook al die geval mag wees, maar die persoon sê, ek weet dit sal goed gaan. Want die Here het vir my in 'n visioen dit kom wys, in 'n droom het die Here vir my kom wys, dit sal goed gaan. Ander mense sal dalk weer sê, maar die Here het met my gepraat. Nie 'n gevoel wat hier op my hart gedruk het, of ander maniere wat die Gees tot my kan deurdring nie. Nee. Ek het 'n verbaalikse stem gehoor, soos wat ek 1-tot-1 met iemand sit en gesels. So het die Here met my gepraat. Hoe wonderlik was dit nie? Ander sal dalk weer sê, maar daar was 'n groot keuse op hulle pad. En hulle het toe vir die Here gevra vir 'n teken. 'n Teken vir of hulle dit moet doen of nie moet doen nie. En die teken was baie moeilik uiteengesit. Dit was nie iets wat baie algemeen sou gebeur nie. En wragtig, die Here het daardie teken vir hulle kom gee. Ander mense sal dalk weer sê, maar
Die Heilige Gees het hulle so kom vervul, dat hulle nie kon beweeg nie. Hulle kon nie 'n vinger of 'n toon of enige iets beweeg nie, maar dit was so besonders, om daar vir 'n oomblik net oorweldig te word, deur iets wat ons nie kan verklaar nie. Geliefdes, ek kom sê nie, en ek probeer nie die punt oordra, dat die Here nie op hierdie maniere tot ons deurdring nie, glad nie. Die Here werk op misterieuse maniere. Maniere wat ons nooit sal begryp of kan verstaan nie. Die Here dring deur tot ons op verskillende maniere en nooit met ons beperkings daarin plaas nie. Maar wat ek probeer uitlig, is dat vir baie gelowig is hierdie tipe dinge, hierdie bonatuurlike, die spirituele, dit wat ons nie kan verklaar of verduidelik nie, dit is wat vir hulle belangrik is. Dit is wat vir hulle maak of breek in hulle verhouding met God, want sonder dit voel hulle verlore. Sonder dit voel hulle maar die Here dalk nie so naby nie. Want as hierdie dinge gebeur, as hulle dit beleef op 'n gereelde basis, dan voel hulle spesiaal en hulle word verryk. 'n Laaste voorbeeld, let wel 'n baie kort ene. Wat vir baie mense noodsaaklik is in hulle verhouding met die Here, is die voorspoed en seëninge wat hulle van die Here ontvang. En geliefdes, hiermee bedoel ek nie seëninge van die Here wat homself aan ons kom openbaar en deurdring tot ons op verskillende maniere, of die Here wat ons kom gebruik, of die voorreg wat ons het om saam met hom te kan loop, as sy kinders geïdentifiseer te word nie. Nee. Maar eerder fisiese voorspoed, finansiële voorspoed, rykdom, karre, huise, materialistiese items, die lys gaan aan. Vir baie mense moet hulle keuse vir God lei tot finansiële verryking. Dit is wat noodsaaklik is. Geliefdes, hierdie dien as 'n opsomming van die eerste kategorie van antwoorde wat ons kan kry. Let wel, daar is nog baie meer. Die tweede kategorie het ek vroeër opgesom as selfopofferend. Wat ek hiermee bedoel is, wat vir ons werklik noodsaaklik moet wees in ons verhouding met die Here, moenie geanker wees in die mentaliteit van, maar wat kan ek hieruit kry nie? Eerder die mentaliteit van, hoe kan ek meer van myself opoffer, sodat dit wat noodsaaklik is in ons verhouding met die Here deur my kan kom skyn en vorm kan neem in my verhouding met God, sodat die Here my kan gebruik, daar waar ook al ek is, dat hy my kan benut tot die bevordering van sy koninkryk. En geliefdes, onthou, hierdie is eintlik presies wat die Here van ons kom vra het. Wel, oorspronklik het hy dit eers aan sy disippels gevra, en op die oomblik het hulle ook so oorgegaan na apostels toe, maar die roeptog is op ons ook van toepassing. Die pragtige gedeelte in Matteus 28, vers 19 tot 20, het sê, gaan dan na al die nasies toe. Maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek sal by julle wees al die dae tot die volëinding van die wêreld. So die vraag dan, wat moet vir ons noodsaaklik wees? Wat moet vir ons werklik belangrik wees in ons verhouding met die Here? Nie sodat ons onsself kan verryk nie, maar sodat ons hierdie opdrag kan uitleef. Want as wat vir ons werklik noodsaaklik is in ons verhouding met die Here, eerder selfverryking. Geliefdes, gaan ek eerlik wees en sê, gaan ons sukkel om te doen wat die Here van ons vra. Ons gaan sukkel, ons gaan ons kop gereeld daarteen stamp. Dit sal duidelik raak soos ons ook verder gaan. Maar watter antwoorde moet ons dan gee vir hierdie tweede kategorie? Wel, ons kan sê, ons afhanklikheid in God moet absoluut 'n noodsaaklikheid wees. Erkenning, maar Here, sonder U is ons niks. Ek fokus nie op die selfverryking nie, nee, ek offer dit eerder op. Ek leef eerder in 'n verhouding met U waar ek my alles vir U gee. Geloof en vertroue moet noodsaaklik wees. Die wete dat dit deur Jesus Christus in hom alleen is, dat ons verlos is. Sy lewe wat hy opgeoffer het aan die kruis. Gehoorsaamheid. Ons moet aktief kies om volgens die woord en die wette van God te leef. Diensbaarheid. Ons moenie net Here bedien,
in alles wat ons doen nie, maar ons moet ook ons naaste bedien. Die groter gelowige gemeenskap rondom ons. Geliefdes, daar's nog baie ander voorbeelde waarby ons kan stilstaan. Maar die voorbeeld wat ek wil hê, ons bietjie tyd moet spandeer, kan in 'n sekere sin gesien word as die voorbeeld wat aanleiding gee tot enige van die ander. Die voorbeeld wat werklik nodig is vir ons om 'n dieper en 'n groter verstaan te kan kry van wat vir ons werklik noodsaaklik moet wees. En ek gaan vanoggend se skriflesing die geleentheid gee om hierdie spesifieke antwoord met ons te kom deel. So geliefdes, kom ons lees saam Psalm 119, verse 97 tot 104. Hoe lief het ek u wet, dit bly my elke oomblik by. U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het, en is altyd by my. Ek mind uit bo al my leermeesters, want u verordeninge bly my by. Ek het meer insig as ouer mense, want ek gehoorsaam u bevele. Ek het my voete van elke verkeerde pad afgehou, sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord. Van u bepalings het ek nie afgewyk nie, want u het my dit geleer. Hoe aangenaam is u woord, soeter as heuning in die mond. U bevele gee my insig, daarom haat ek elke verkeerde pad. Psalm 119, baie mense is bewus van hierdie spesifieke psalm, want dit is die langste hoofstuk wat ons reg deur die hele Bybel kry, Ou en Nuwe Testament. Daar is 176 verse. Maar wat Psalm 119 so spesiaal maak, stop nie daar nie. Dit word gesien as 'n akrostiese psalm, wat beteken elke opeenvolgende gedeelte begin met die volgende letter van die alfabet, die Hebreëse alfabet. En in Psalm 119 se geval, elke 8 verse vorm 'n strofe. So na elke strofe begin dit dan met die volgende Hebreëse letter. En met vanoggend se vers, of met vanoggend se perikoop, verse 97 tot 104, het ons te doen met die mem. Dit is wat ons die Hebreëse letter hier noem. Maar om dit nou nog 'n stapie verder te vat, meer indrukwekkend te maak. Elke liewe een van die strofes, die letter waarmee daai strofe begin, elke vers in daai strofe begin ook met daardie letter. So ons wat met mem te doen het, elke liewe vers binne hierdie strofe, hierdie 8 verse, almal begin met mem. Maar geliefdes, genoeg van die uniekheid en die poëtiese meesterstuk van Psalm 119. Alhoewel hierdie psalm die langste hoofstuk in die hele Bybel is, wat vir ons amper die indruk kom gee, maar om hierdie psalm dan te beskryf, om dit op te som, gaan eintlik baie lank vir dit gaan moeilik wees, kan ons dit eintlik in een enkele sin opsom. Psalm 119 leer vir ons hoe noodsaaklik dit is om lief te wees vir die woord en wette van God. 176 verse, wat oor en oor hierdie noodsaaklikheid kom bevestig. Kom ons gaan kyk bietjie meer in diepte na vanoggend se skriflesing. Verse 97. Hoe lief het ek u wet, dit bly my elke oomblik by. Hierdie eerste sin moet nie gesin word as die psalmdigter wat 'n vraag kom vra nie van, maar Here, hoe lief moet ek nou eintlik vir u wette wees? Nee, glad nie. Dit moet eerder in die lig gesien word van iemand wat bloot kom bevestig hoe lief hulle vir dit werklik is. Dis dieselfde as ek vandag hier vir julle sou kom sê, maar hoe lief is ek nou nie vir my vrou nie. Die psalmdigter kom gee erkenning, maar vir u woord, u wette, u verordeninge, ek is lief daarvoor. Die tweede sin kan eintlik bietjie anders vertaal word, want volgens die Hebreëus staan daar, ek mediteer daarop die heel dag lank. Dit waaroor die psalmdigter van oggend tot aand dink, dit waarop sy gedagtes fokus, dit wat hy nie uit sy gedagtes kan kry nie, dit is die woord, die wette van God, dit is sy alles, hoe pragtig is dit nie? Verse 98 en 99 sê, u gebooie gee my meer insig as wat my vyande het, en is altyd my by. Ek mind uit bo al my leermeesters, want u verordeninge bly my by. Die psalmdigter het vyande,
10-10-1 gehad. En hulle was geleerde mense gewees. Maar steeds het hy meer insig as enige een van hulle gehad. Nie omdat hy self geleerd was, of meer geleerd, of dalk op 'n militaristiese vlak beter besluite as hulle geneem het nie, glad nie. Maar omdat die gebooie van die Here om hierdie insig kom gee het. Die gebooie van God maak hom wys, wyser as sy leermeesters. Die wie hom geleer het van alles wat volgens hulle belangrik was, hy het meer insig as elkeen van hulle, te danke aan die wette van God. Vers 100, ek het meer insig as ouer mense, moeilike ene, baie gevaarlike ene, as ons eerlik moet wees, want ek gehoorsaam u bevele. Niks leer ons wysheid en insig so vinnig en so goed soos die lewe in dit self nie. Jare op hierdie gebroke aarde, waar ons soveel uitdagings moet oorbrug, probleme wat ons moet oplos. Dit is waar ware insig en wysheid na vore kom. Nie volgens die psalmdigter nie, nee. Hy kom sê, hy het tot meer insig as die wie ouer as hy is. Want hy bly getrou aan die Here se bevele, deur hy wat die Here se woord en se wette liefhet, deur hy wat dit onderhou, het hy tot nuwe insigte gekom, nuwe insigte wat nie deur 1000 jaar op hierdie aarde geleer kan word nie, maar deur God en sy woord alleen. Verse 101 en 102, ek het my voete van elke verkeerde pad afgehou, sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord. Van u bepalings het ek nie afgewyk nie, want u het my dit geleer. Dit is die Here wat hom kom leer het wat reg en verkeerd is. Dit is die Here wat vir hom die krag en die insig kom gee om te volhou in dit wat reg en verkeerd is. Verse 103 tot 104, hoe aangenaam is u woord, soeter as heuning in die mond. U bevele gee my insig, daarom haat ek elke verkeerde pad. Dit is die Here en die Here alleen, die soetigheid van sy woord, wat die psalmdigter tot nuwe hoogtes bring. Het is deur dit en dit alleen, wat hy die regte besluite in hierdie lewe kan maak, kan teenstaan teen dit wat verkeerd is. Geliefdes, wat veronderstel is, om noodsaaklik te wees, vir elkeen van ons, in ons verhouding met God, is sy woord, is sy wette, is sy gebooie, sy bevele, sy verordeninge, sy getuienis, sy pad, sy bepalings. Wanneer ons sy woord ken, en as ek hier verwys na sy woord, is dit al hierdie insluitend. Wanneer ons dit werklik ken, daarvoor lief is, of streef daarna om daarvoor lief te wees, dan begin dit uit ons uitvloei. Dan begin dit tweede natuur raak, outomaties, na buiten toe gaan. 'n beginsel wat baie na aan my hart is. As ons geroep is tot 'n sekere stel reëls in die samelewing, die werksplek, waar ook al dit is, maar ons stem nie saam met daardie reëls nie, of ons hou nie daarvan nie, of ons sien nie enigstens die nut daarin nie, dan gaan ons dit nie uitleef nie, so eenvoudig soos dit. En as iemand dan na ons toe kom en sê, nee, maar onthou, jy moet dit doen, dit is die regte ding om te doen, dit is waar volgens ons almal bepaal word, as ons dit nie ter harte geneem het nie, gaan dit ons nie ewe skielik oortuig om dit te doen nie. Ons moet lief raak daarvoor. Ons moet dit aanvaar, deel as ons eie maak, en so moet ons lief raak vir die woord van God. Dan eers sal dit uit ons uit begin vloei. Maar ek wil iets baie belangriks uitlig, rakende ons wat moet lief raak vir die woord van God. Kom ons sê ons is in 'n verhouding met 'n spesifieke persoon, en ons sê, maar ons is lief vir hulle. Maar eintlik is ons liewer vir dit wat ons hulle in kan verander. Die moontlikheid tot iemand anders. Is ons dan werklik lief vir hulle, soos vir wie hulle daar is? Of is ons oë gefokus op wat hulle kan wees? Kan ons werklik sê, ons is lief vir die woord van God, as ons dit verdraai en verander en misbruik, vir iets wat dit nie is nie? Nee. As ons werklik lief is
vir sy woord, sal ons dit gun vir wat dit werklik is, die lewende woord van God. Ons sal dit nie misbruik om ons verkeerde en slegte gewoontes daarbey aan te pas nie. Maar tog sien ons soveel mense in die wêreld van vandag, soveel religieuse figure, predikante, pastore, die lys gaan aan, van waar hulle die woord van God verdraai, om hulle slegte gewoontes, hulle verkeerde besluite uit te kanselleer. Geliefdes, dit is selfverryking op sy beste. As ons beskouing van wat werklik noodsaaklik is in ons verhouding met die Here, gewortel is in wat ek daaruit kan kry, selfverheffing, kan ons nie op dieselfde tyd lief wees vir die woord van God nie. Jy kan nie lief wees vir jouself, bedoelende, ek streef alleenlik vir wat my bevorder en wat my gaan verryk, en dan probeer ons voorgee, maar ek is ook lief vir die woord van God nie. Nee, die een bevorder die individu, die ander bevorder die woord van God. Geliefdes, ons het nodig om te draai, dalk terug te draai, na sy woord toe. Dit te bestudeer, elke dag te lees, daarin verlore te raak, daarvoor lief te word. Ons het nodig om nes die psalmdigter die volgende woorde aan die Here te sê: hoe lief het ek u wet. Dit bly my elke oomblik by. Geliefdes, ek sluit af. Deur die loop van die erediens het ek 'n hele klompie kere gesê, ons moet lief wees vir die woord van God. En vir baie van julle mag dit dalk vreemd gewees het. Hoe moet ons vir die Bybel lief wees? Ja, vir die Here absoluut. Maar vir die Bybel, dis bietjie vreemd. Ons is nie eintlik baie gemaklik daarmee nie. Hoe is ons veronderstel om dit reg te kry? Ek lees vir julle die woorde van Charles Spurgeon. Hy was 'n baie bekende teoloog en 'n pastoor gewees, en in een van sy preke met die naam Loving the Law of God het hy die volgende woorde gesê. Let wel, ek het dit vertaal in Afrikaans. Ek smeek julle, laat julle Bybels julle alles wees. Dra hierdie ongeëwenaarde skat voortdurend by julle. Ek lees dit en lees dit en lees dit weer en weer. Slaan sy bladsye oop dag en nag. Laat sy verhale met julle drome meng. Laat sy gebooie julle lewens inkleur. Laat sy beloftes julle donkerte opvrolik. En laat sy goddelike verligting julle lewe verheerlik. Dit is my wens en my gebed aan elkeen van julle. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, help asseblief elke liewe een van ons hier vandag. Geef vir ons die nodige insig, soos wat U die psalmdigter gelei het. Dat U woord ons alles moet wees. Dat ons dit moet soek en gebruik. Laat dit ons lewe moet kom bepaal. Want Here, dit is wat noodsaaklik is in ons verhouding met U. Dit is deur U wette, U woord, U bepalinge, U beloftes, wat ons leer van ons verlossing, van die toekomsverwagting wat vir ons wag. Ewige lewe saam U, maar daarmee saam ook ons verantwoordelikheid hier op aarde. Ons wat onsself opoffer. 'n Glas wat gevul is met die individu waar ons dit leegmaak en U kom gun dat U Gees deur ons kom werk. Dit is wat belangrik is. Dat U woord versprei word. Soos U vir die apostels gesê het, kort voordat U opgevaar het hemel toe. Leer hulle om my leerstellinge te onderhou. Geef ons die insig, die wysheid en die krag om dit te kan doen en werklik lief te kan wees vir U woord.
Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons kom vul en ons kom lei, wat vir ons die insig kom gee, wat van sy woord, sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.